Goeiemôre familie, dis weer goed om hierdie week weer saam met jou te kan reis. Dankie dat jy vanoggend saam met ons inskakel. En hierdie week gesels ons oor aanskou, die seun van God. Waar ons gaan kyk na die waarde om ons aandag te draai na Jesus en die wonder van sy koms in hierdie Kersseisoen. Nou lank voor Jesus se geboorte was daar reeds profeseë gewees oor die redder, die Messias wat gaan kom en die wêreld gaan kom verlos. In Jesaja 7 vers 4 sien ons so profeseë. Jesaja skryf: Nou goed dan, die Here sal dan self 'n teken kies. Die jong vrou sal verwagtend raak, sy sal geboorte skenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. Wanneer God 'n belofte maak, vra hy van ons om stil te word en te kyk wat hy gaan doen. Ons lewe is dikwels so vinnig, vol besige skedules, daaglikse spanning en ons vergeet soms om dan God se werk in ons lewe raak te sien. Maar vandag word ons genooi om te stop en te sê die redder het gekom. Hierdie kind wat Jesus genoem word, is nie net die baba in die krib nie. Hy is God wat self kom om by ons te wees. En Jesaja se woorde herinner ons dat sy sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken letterlik God met ons. Nou Jesus se koms wys ons die diepte van God se liefde en sy betrokkenheid in ons wêreld. Hy het gekom om wat te doen? Om die gebrokenheid van die menslike harte te genees, om hoop te bring waar daar wanhoop is en om sonde te oorheers sodat ons nuwe lewe kan hê. En wanneer ons hierdie teks lees wat Jesaja vir ons skryf, dan sien ons 'n God wat nie sy afstand hou nie, maar wat deelneem aan ons menswees. Jesus bring nie net verlossing vir die wêreld nie, maar vir elke persoon wat sy hart vir hom oopmaak, oopstel vanoggend. En om te aanskou beteken dus om jou oë en jou hart te vestig, te rig op sy teenwoordigheid. Nie net die geskiedenis van sy storie oor sy geboorte nie, maar in jou eie lewe vandag. En ons kan Jesus vandag op 3 maniere aanskou deur die volgende te doen. Persoonlik, aanskou hoe God jou lewe bestuur, selfs in die stilte, selfs in die moeilike tye. Aanskou sy voorbeeld van liefde en nederigheid in hoe ek met ander leef. En aanskou dat hy kom om ons sonde te dra en ons gebroke harte te genees. En hierdie week gaan ons fokus op die aspek van aanskou. En ek wil jou uitnooi om saam met my te reis, saam met my te ervaar hierdie week. En ek bid vandag dat jou oë oop sal wees om God se teenwoordigheid in hierdie week te kan aanskou, 'n week voor Kersfees. Vra hom om jou hart voor te berei, om die volle realiteit van sy geboorte te beleef, en dat jy die wonder van Immanuel, God met ons, in hierdie Kersseisoen sal beleef. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend net stil te word in u teenwoordigheid. Dankie dat u gekom het. U is vanoggend Immanuel met ons. U is vanoggend die een wat by ons stil staan. En ek bid, Here, dat u in hierdie week met ons sal kom werk, dat u in hierdie week ons sal kom ontmoet, dat ons saam met u sal kan reis in hierdie week. Here, maak ons oë oop om te sien hoe u Immanuel met ons is. Dis my gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike maandag beleef. Ek sien jou môre.